is Rachel Fourie en hierdie is My Hartklop So podcast en ek is ongelooflik opgewonde om vandag se gas aan julle bekend te stel. Hy is een van my gunsteling mense op aarde, 'n mentor in my lewe. Sy liefde vir Jesus is aansteeklik. Elke storie wat hy vertel wil jy aan sy lippe hang en hy is deel of die stigter van Jak 127 Hulpfonds wat hy dalk meer van sal van vertel, maar dis om weeskinders en weduwees te help. En ja, ek is so opgewonde om aan julle bekend te stel. So Henny, welkom. Hallo, jy's hier op my bank al die pad van Kolfinia af. Rachel, baie dankie. Dit is so lekker om saam met julle te kan kuier en 'n voorreg om deel te wees van My Hartklop So podcast. Ek is so opgewonde oor dit wat vir julle voorlê en die plan en die pad wat die Here met julle gaan loop. En ek weet dat dit julle baie mense se lewens gaan aanraak en beïnvloed. Maar okay, Henny, so ek het 'n vraag wat ek vir elke gas wat op my bank gaan sit gaan sit in die studio, wat ek graag wil vra, en dit gaan gepaard met die rede agter die naam van die podcast My Hartklop So. En ek wil vir elke gas wat op my bank sit soos dieselfde vraag vra. Ek wil vir hulle vra soos, hoe klop jou hart? En hulle moet verduidelik. So as mense my vra, Rachel, hoe klop jou hart? Gaan ek sê doef nie. Ek gaan sê soos my hart klop gebroke mense, moeg siele en meisies en vrouens wat sukkel met hulle waarde in Jesus en hulle identiteit. En die hele inisiatief oor die naam en My Hartklop So en hoekom ek so lief is vir dit en waar dit vandaan gekom het, is daai skrif wat sê, waarvan die hart van vol is, loop die mond van oor. En ek dink as mens jou hartklop verstaan, dan weet jy in watter rigting jy moet hardloop. En jy weet kind of min of meer hoe lyk daai roeping en wat dryf jou. So dit was 'n hele journey met my hartoperasie wat ek gestap het. So dit kom ek die vraag vra. Okay, so hoe klop jou hart? So ek wil dit graag vir Henny vra. Hoe klop jou hart? Vir wat klop jou hart? En dan net so 'n bietjie uit te brei oor dit. Rachel, ek dink die eerste ding, want dis nog 'n challenging vraag, maar as ek dit in 'n netedop moet opsom, Paulus sê in Galasiërs sê hy Christus meer, ek minder. En dit sal ek graag dis by begeerte om by daai plek uit te kom. En uit daaruit groei jou passie vir my passie wat ek het vir uitreik. Dit wat in my hart is. Spreuke wat sê bewaak jou hart meer as enigiets wat bewaak moet word. Want daaruit is die oorsprong van die lewe. So as ek kan sê my hart klop om te sê mag ek minder word en mag Jesus meer word. En mag ek van daai plek af lewe. Dan na die passies en die goed wat hy in my hart gesit het, die drome, dit wat vir my gegee het. Want sonder Jesus in dit is dit eintlik sinneloos. Dan sit 'n humanitêre funksie wat ons verrig, wat op 'n einde van die dag nie regtig waarde het in die koninkryk van God nie. Ja. So, ja. Ja, dis mooi. Dit laat my net terugdink aan ons heel eerste ontmoeting daar in Jeffreys Bay. Toe nooi jy en Anna ons oor vir ete. En dit was 'n paar jaar terug, was nog voor my hartoperasie en alles. En ons sit so om 'n tafel en dit was so interessant geweest. Henny het begin praat oor Indië. Jy het nou genoem oor jou uitreike waar jy gaan. En almal het hulle self so verlustig aan pizza. Almal eet pizza en ek hang aan Henny se lippe. Ek is net soos, wow, okay. En ek onthou ek het 'n traan gepik. Ek het begin huil oor die stories wat jy my vertel het in Indië in die uitreike. En ek onthou nog so voorbarig as wat ek was, het ek gesê, asseblief onthou my, volgende keer as jy weer gaan, vat my saam. Ja. En dit was die eerste keer in my lewe wat ek eintlik nie ontmoet het. Ons mekaar nie geken nie. En 'n jaar later, toe bel jy my, toe onthou jy my, want toe intussen dit was in Desember dat ek jou ontmoet het, en in daai jaar, die volgende jaar, Januarie toe vind ek uit, ek moet ons gaan vir 'n hartoperasie in Februarie. Maart was ek geopereer en einde daai jaar, ek dink in September, Augustus toe kontak jy my. Toe sê ons gaan Indië toe, kom jy saam? Ek sê nee, ek het nie geld nie. Toe sê nee, kom vertrou die Here vir finansies. Ek onthou dit is hoe ons hele storie gekom het. Toe gaan ek saam met jou Indië toe. Maar ek wil 'n bietjie hoor oor dit wat jy nou gesê het van hoe jou hart klop en minder van jou, meer van Jesus. Ek wil weet soos in Indië en al die plekke, want ek dink jy het nou al baie lande gesien. Hoeveel lande het jy nie al gesien? Ons so 40. En Henny is hoe oud, mag ek vra? Ek is nou 50, so ek is 10 agter my ouder dan. Jo, okay, ek gaan nou vra, wat is die gunsteling land wat jy besoek het? Maar ek wil hoor, kom ek vra dit eers. Wat is jou gunsteling land wat jy besoek het? Dit is eintlik kan op twee maniere antwoord. Jou gunsteling land vir lekker kuier, vakansie hou, sal ek sê, vir my was Namibië. Ek is baie lief vir Namibië, so mooi.
Maar vir jou menswees en vir jou gees en vir jou verhouding met die Here is Indië definitief. Okay, so Die gunsteling land wat ek gesien het, want daar ek dink nie baie mense sal dit antwoord nie, maar daar skuif 'n klomp goed in jou hart en hoe jy die wêreld sien as jy by 'n plek kom waar daar soveel seer, pyn en verlorenheid is. ja, en ek kan definitief met Henny saamstem. Ons gaan nog lekker in dit in delf. Ja. Maar ek wil dan net by Henny hoor as nou Indië, dit is nou 'n opvolgvraag op dit, maar ek was nou saam met Henny in Indië. Ek het tweede klas trein in Indië. Ja, dit was chaos geweest. 2 dae wat jy nie eers kan shower of wat of niks nie. Dit toets regtig jou. Jy kan nie klaar by dieselfde goed nie. Dit kan ek jou sê van Indië, maar ek het nou my hoogtepunte en laagtepunte van Indië en ek het nou nog nooit die voorreg gehad om Henny te vra nie, maar wat is soos die mooiste ding wat jy in Indië beleef het, wat vir jou uitgestaan het, wat vir jou soos 'n hoogtepunt? Wat is dit geweest? So ek dink ons is nou al vir die laaste meer as 11, 12 jaar wat ons al betrokke is in Indië. En die mooi van my was in hierdie tydperk om te sien die kinders by wie ons gaan kuier het, in wie ons belê het, die groei in hulle lewens. Dit was kinderhuiskinders wat eintlik geen kans gehad het in die lewe nie. Wat geen waarde het volgens die klassestelsel in Indië. En hoe hulle vandag opstaan en van daai kinders het kinderhuise begin. Van daai kinders het kerke geplant. Van daai kinders het besigheidsmanne geword wat die koninkryk ondersteun. En net om te sien hoe wanneer die Here in 'n saak inkom, wanneer God se koninkryk in jou hart gebore word en jy kom by Jesus uit. Hoe hy jou gebruik. Al dink die wêreld se stelsel, jy het nie die waarde nie. Jy kan niks doen nie, jy mag niks doen nie. Al wil die wêreld jou neerdruk, het God daai kinders opgetel en hulle is besig om Indië van binne af te verander. Die kerk groei verskriklik in Indië. Daar's besig om een van die grootste kerke in Indië daar in die suide is besig om te groei en te ontwikkel. So ten spyte van vervolging en onderdrukking. So en dis my hoogtepunt om te sien dat na al hierdie jare die vrug van dit. Wow, dis mooi. Dit laat my nou dink aan toe ons saam in Indië was. Ek dink dit was by kan nou nie die eerste paar keer wat ons gehad Paul en JP. Ja. Toe ons by hulle was, het hulle ons na die weeshuis toe gevat en hulle het vertel soos dit was 'n Suid-Afrikaanse offisiële wat nou geld gegee het en daar was wasmasjiene en hulle klomp goed gebou al daai. Ons het gegaan net voor of na COVID. Kan nie onthou nie, net voor na COVID. Toe was ons in Indië toe. En toe het hulle 'n bietjie van die plek geplunder en hulle toe verduidelik met die nuwe regering en al daai goeders soos Christendom, want dit is 'n Christelike weeshuis, hulle leer hulle Christelike beginsels en so. En ek het nie gesien 'n traanblik daar. Want ek kan net imagine na 11 jaar het jy gesê wat julle opbou en nou sien jy hierdie ding en dit is soos net anders, verstaan. En dit het net so 'n bietjie van 'n traan gepluk en die aand toe gaan ons terug na hulle huis toe. En toe kom een van die weeskinders daar aan, ekskuusie. En dis hy al 'n volgroeide man en hy worship in die kerk en soos hy sê plan. Toe daar iets in my losgebreek waar ek besef het dat ons dink ons bou, hoe ons bou en hoe God bou is heeltemal anderste. Ons dink ons bou in 'n fisiese gebou. Ja. Jy het nou hierdie plek gebou, al daai goeders en nou dink jy half as gevolg van dit nou wat geplunder of wat ook al, is dit nou tot niet. Maar die saad wat daar gesaai was nie verniet nie. Want die is hierdie ou wat groot geword het na die kinderhuis en nou is hy voltydse bediening en toe slat dit my net oor hoe God bou en hoe ons bou lyk net anders. En 'n ander ding wat Henny nou gesê het wat vir my so ding was, baie mense konfronteer my altyd, hoekom uitreik? Jy weet jy het mos 'n dorp wat jy voor goed kan wees. Hoekom gaan jy na ander lande toe as jy eie mense hulp nodig het? En ek dink net die stories van die een ou wat ons by gekuier het wat hy vertel was 'n sendeling wat met hom 'n gesprek gehad het oor Jesus in hierdie land wat baie min mense nie weet wie Jesus is nie, wat hom nuuskierig gemaak het. En hy saad het hy aan vasgehou in die tyd van nood toe hy siek geword het en hy het uitgeroep na ons Jesus toe en hy het deur dit bekeer. En dit het my net laat voel soos dit is nie verniet om uit te gaan vir mense te vertel van Jesus nie en wanneer hulle van daai waarheid proe om te sien hoe hulle lewens radikaal in hierdie vervolgde land verander. Dit is ook absoluut my hoogtepunt gewees waar ek besef het soos ons moet nooit ons werk om disippels te gaan maak, die Here se woord te verkondig. Ons moet dit nie minag nie. Dit dra waarde en dit is nie verniet nie. Want ek dink een ding wat my altyd ondergekry het is en dit voel altyd vir my wat maak my 'n druppeltjie water in hierdie groot dam nou eintlik saak.
soos ek het al baie keer so gevoel, dan dink ek, ek wil net opgee. Ek weet nie of jy al ooit so gevoel het nie. Ja. En dan herinner dit my net weer, al is dit net een, dan wat daai vryheid en vrede vryheid kan leef in God. Ja. Is dit absoluut die moeite werd. Ek sê net en ek dink jy het gevra van 'n laagtepunt en ek onthou Dis wat ek nou dit was eintlik daai moment want die manier van ook daar gedink het was ons het nou al en ons het miljoene rande daar ingesit om hierdie kinderhuis en dit was vir 'n 11 jaar seisoen. Ja. Maar daai aand toe ons bietjie gedebrief het daaroor en net bietjie daaroor gedink het, toe besef ek weet maar die Here vir 11 jaar was daar 'n ruimte en 'n spasie en 'n omgewing waar kinders kon ontwikkel. En ons kyk na ons eie kinders. As ek vandag kyk na my eie kinders, jy wil vir hulle spasie gee, jy wil gunstige omstandighede skep dat hulle kan groei en ontwikkel in die man en vrou wat God wil hê hulle moet wees. En as dit dan nou net deel van dit was, dan was dit ook vir my goed. Verstaan jy, daar het dit half gesettel, want vir die tyd wat daai kinders groot geword het, 11 jaar wat ons kon 'n verskil maak, net dat hulle kon bly eet, skool toe gaan, dat daar net 'n omgewing geskep was, ook vir 'n plek waar hulle Jesus kon ontmoet en kon groei en bietjie kon flourish. Nie soos baie ander kinders nie. Hulle is met so min tevrede daai kinders. Ja. En daaruit dit het kom en dit het half ook toe my hart net kom settle te sê maar ja, ons het miskien nou die geld daarin gesit, maar wat is die waarde wat ons die return op investment? Is siele. En wat sal 'n mens vandag betaal vir 'n siel? So. Al die geld in die wêreld kan nie 'n siel koop nie. So ja, en dit het my hart gesettle om net te sê Here, u plan, want dit is wat ons op daai oomblik gevoel het wat ons moet doen. En die Here het voorsien om dit te kan doen. En vandag is daar stories, honderde stories. Daar was 156 kinders waarna ons gekyk het in daai tyd. En as ek so by hulle kuier en ek hoor hoe hulle almal nog die Here dien. Hoe hulle kinders het, hoe hulle getrou het, en hulle doen dit in 'n land waar hulle nie eintlik soos dis wat my brein breek. Soos hier ons wil nie eens vir iemand noem eintlik altyd ons is 'n Christen of ons is so skaam om Jesus in 'n gesprek in te bring. En daai mense, dit is waar ek die Here al die tasbaarste in my lewe ontmoet het en gevoel het. Was in 'n so klein, net kleiner as my studiootjie, so klein vertrek en hulle sit op die grond. Ja. Hulle worship, dis nie ek wil nie sê dis nie soos dis bietjie vals partykeer, maar hulle gooi hom en hulle hande is in die lug en hulle doen dit so vreesloos waar hulle eintlik as hulle uitgevang word, kan al moeilikheid van dit afkom. En dit is soos hulle kies letterlik om God te dien. Dan het dit teen hulle kultuur gaan, teen hulle land se goeders gaan, wat ook al. En dit het my net weer laat besef soos daai was vir my 'n simbool van ware geloof. Want hulle kies dit regtig en dis eintlik hulle lewens op die spel deur dit te kies. En die saamwees, ek dink hulle verstaan liggaam. Ja. En een wees en saam wees en ondersteun en lief hê en dra mekaar se laste en deel en verstaan hulle baie beter omdat hulle hierdie groep is wat half uitgedruk is deur die samelewing. Maar die amazing van dit is hoe hulle groei, hoe daar tog mense van buite af dit sien en sê maar daar's iets anderste. Hier's lewe. In Hindoeïsme is daar nie lewe nie. Maar hier's lewe. Kyk, ons kan vir ure aangaan oor Indië, dink ek. Daar's so baie stories en as ek ook na daai uitreik vir mense die goed wat ek kan vir hulle vertel en hang hulle monde oop. Maar ek gaan aanskuif na 'n vraag wat ek ook vir al lank wou vra. Ek wil by Henny hoor, so met al hierdie jy was al in 40 lande. En jy like dit, jy wil nog elke jaar Indië toe gaan, jy moet Indië toe gaan, al raak dit gevaarliker en gevaarliker. So ek wil by Henny hoor, soos het Henny ooit enige vrees of 'n bang haar op jou lyf? Is daar iets in hierdie wêreld wat Henny bang maak? Ek dink vrees en onsekerheid daar's altyd maar 'n aspek van dit. Maar ek hou van wat Rick Warren sê, ons kan worry of bid, dit vat dieselfde energie. So. En die skrif wat sê waar die liefde volmaak geword het, is daar geen vrees nie. So, maar die realiteit van die lewe kan jy partykeer wonder. As partykeer wat ek wonder, hoe gaan dit uitwerk? Hoe gaan dit uitwerk? Wat gaan hier gebeur? Maar ek is meer 'n onsekerheid as 'n vrees. As ek iets moet vrees, is dit om God se plan vir ou se lewe te mis. Want het ek ook 'n ander ding geleer
So as jy vandag my vra wat is my grootste vrees, dan ek sê ek vrees dat iemand dalk in die straat vir my 'n cheque skryf om R5 miljoen. Hoekom is dit 'n vrees is dit nie? Want die Bybel sê dit wat jy bang is sal jou oorkom. So, so as jy nou regtig wil vrees oor die regte goed, verstaan jy, maar ja, maar dis sommer net 'n ding in die kies. Maar ek dink nie baie keer neem jy 'n aksie of 'n keuse en die onsekerheid is daar wat dalk vrees kan bring. Maar die feit dat die Here sê ek is met jou, saam met jou. Ek sal deur die dal gaan. Ek vat nie noodwendig die storm weg of die vuur of die oond weg nie. Maar ek is met jou, ek is saam met jou. En op 'n plek toe kom te sê maar die Here kan ons red. Maar as hy nie is dit ook okay. Want ek word deesdae baie keer vasgekeer in publiek, dan sal 'n tannie of iemand my nou keer. Dan sê hulle vir my, nou, meisietjie, gaan jy nie meer skool nie? Okay, en obviously ek het nog nooit ek dink eers op 'n publieke platform of iets gesê of aangekondig, jy weet, ek het bedank as onderwyser en dis nou glo 'n groot ding dat ek nou bedank het as 'n onderwyser. Maar wat min mense weet is en is eintlik die oorsaak van my bedanking. Ek onthou soos ek het vir Henny nee, dat ek dit bietjie terugtrek. Ek gaan nou my punt bereik met die hele ding. Maar ek het gebid. Dit was so oor 'n toe goedjies begin eskaleer het nou met die op my eisprogram en ek was so uitgenooi na 'n damesoggend toe of na 'n kamp toe en die skool se net nie soos half toegelaat het omdat ek op naweke byvoorbeeld op sport moet gaan of sulke tipe goedies. Raad eintlik 'n virkpad gekom. Ja. Kies ek bediening of kies ek jy weet aanhou skool gee nou aan daar bedien want ek het my hart ingeleef in daai skool vir 5 jaar met die saad wat ek daar probeer saai het en dit was nogals eintlik lekker want dit is lekker disippelskap wat jy kan maak waar byvoorbeeld die damesoggend is 'n vinnige praatjie en jy kan nie noodwendig 'n pad stap saam iemand en ek like dit om met mense 'n pad te kan stap en hulle te kan disipel. Maar so kom dit toe nou een aand, ek dink ek weet nie of jy nie die konteks ken nie, maar ek het soos regtig gehuil in my huisie daar en Potchefstroom toe ek nog alleen is nog voor Robert en ek's daar alleen en ek sê soos Here, ek weet nie wat om te doen nie, soos 'n druk op my hart om regtig soos ek wil voluit en jy weet al van daai tyd, ek wil net in bediening wees. Ek het jou nog gesmeek. Is daar nie werk by julle kerk nie asseblief, stel my net aan. En dit het jy nooit geweet wat ek gaan terug. Jy gaan terug skool toe. En jy gaan daai kinders gaan disipel. En ek het net altyd die Here vertrou vir so 'n geleentheid om meer te kan doen vir hom. En jy weet mense het al van 'n jong ouderdom af my gesê soos jy gaan nog eendag, ek beloof, iemand het eendag gesê, "Rachel, jy gaan staan voor 'n verhoog en elke kleur haar gaan voor jou sit, van 'n grys tot blond tot brunet, van die jongste ouderdom tot die oudste ouderdom." En dit het gebeur op my ouderdom. Ek dink 15 toe daai woord vir my gegee was en ek's nou 27. En so kom dit toe hierdie aand en ek sê Here, ek weet nie, moet ek nou bedank, moet ek nou nie bedank nie, wat gaan aan, maar u moet duidelik praat. Want ek was bang. Ek het en my vrees wat my oorkom het was finansiële sekuriteit. Dit was soos dis glad die verantwoordelike ding om te doen om nou jou werk na 5 jaar te los. En as ek die pad van bediening sou kies, sou ek nie inkomste gehad het nie, verstaan? En dit was dit en obviously my ouers was soos nee Rachel, dit is nie die verantwoordelike ding om te doen nie. En en ek was ook lief vir die kinders en ek wou hulle nie in die steek laat nie, veral nie in die middel van 'n kwartaal of in 'n einde van 'n jaar of 8 kwartaal nie. En so as ek soos Here, jy moet duidelik praat. En hier die maandag of die dinsdag, jy en Anna het nog gery in die kar te bel jy my het julle nou aan my gedink. En hy sê soos, "Hi Shella," jy noem my altyd Shella. En ek sê ja, en hy sê, "Hoorie, ek wil net by jou hoor, soos het jy al jou bedankingsbrief geskryf?" Ek sê, "Skus, jy gebeur." Dis is het jy al jou bedankingsbrief geskryf? Ek sê in my agterkop aan die ander kant van my Here, wag nou eers nou, wat was u besig? En ek sê toe nee, en hoekom? Hy sê nee, die tyd's reg, dis nou. Jy moet nou gaan. En ek sê soos my eerste ding, nee, ek kan nie. En ek het al my vrese opgenoem en ek was dadelik in panic mode en Henny sê toe net vir my, onthou soos Petrus op die boot, jy het vir my 1 Petrus 5 dink ek of wat ook al, maar nee, dis nie in 1 Petrus 5 nie, maar jy het vir my vertel van Petrus wat op die boot is en Jesus staan buitekant die boot en hy nooi hom uit te klim in geloof. En hy het vir my gesê, jy gaan nou van een werk nie na 'n volgende werk toe inspring nie. Jy gaan van werk in geloof inspring en jy gaan net jou oë hou op Jesus en jy gaan voluit hardloop.
En toe het jy en Anna die mooi mense wat julle is en hoekom julle so baie vir my beteken gesê het julle staan agter my, julle is my plan B. So jy sal na my kyk, ek kan by julle intrek. Worst case scenario, so ek hoef nie bang te wees nie. Toe ek sê okay, en daai middag ry ek na 'n vriendin toe sy bokse in Spar, by Spar bokse opgelaai in haar kar gelaai en sy het vir my gesê vriendin, ek weet nie hoekom nie, ek het die bokse opgetel, maar dit voel jy moet nou pak. Dit het alles in een dag gebeur. Jy bel my, sy bring vir my bokse, ek moet nou pak. En daai volgende dag, toe bel ek 'n vriendin die aand, vertel vir haar van my bedankingspak. Toe stik sy my bedankingsbrief vir my. Die volgende oggend toe kry ek hom, want sy is baie goed met haar Engels en haar woordjies en hoe om dit te sê. En toe gaan sien ek 'n laaste vriendin en bel my ouers en hulle almal het vrede gehad, rustigheid en 3 uit die klomp mense het vir dieselfde woord gegee van Petrus. En ek dink soos met vrees, soos dit is so maklik dat vrees oor 'n mens kan kom en ek wil eintlik vir Henny vra, maar ek het ook bietjie indirek myself geantwoord, maar glo Henny vir die kykers wat dalk luister of die mense wat luister of kyk, kan vrees mens terughou of dryf vrees mense hoe So hoekom het jy nie vir my gesê gaan? Vrees belemmer die droom en die plan wat God vir jou lewe het. So die oomblik as jy in vrees begin inbeweeg, dan sê jy eintlik ek kan nie God vertrou. So. Jesus sê, as jy jou lewe soek, sal jy dit verloor. Maar as jy jou lewe verloor vir my ontwil, dan sal jy lewe. En uit my polisie agtergrond is ons gesien as staatseiendom. So ons was staatseiendom. So die staat het voorsien aan alles wat ons moet doen. As ek op 'n missie moes gaan vir die polisie, het die polisie alles voorsien. Voertuie, die equipment, die wapens, die kos wat ons moet eet, die plek waar ons moet by, alles wat voorsien. So as 'n wêreldse instelling dit verstaan, dat die mense wat vir my werk, mense wat ek stuur op 'n missie om goed te kan doen, waar het hulle idee gekry? Hulle moet versorg wees. En so sien ek dit dieselfde met God. As daar roeping op jou lewe is, en God het jou geroep, om in hierdie bediening waarvoor hy jou gekies het, in te gaan hy voorsien. Want jy is kingdom eiendom. Jy behoort aan die koninkryk. En ek onthou toe ons op 'n tuk-tuk in Indië gery het. En ek het geweet dat daar 'n calling op jou lewe is. Maar die feit dat 'n ou, en baie keer kry ons 'n roeping en ons wil dan dadelik inspring, maar ons moet wag vir God en dis hoekom ons daai gesê het, maar dis nie nou nie, gaan eers terug, want daar's goed wat jy moet leer. En in hierdie tyd het die Here jou vir jou 'n platform geskep om te beweeg in dit waarna jy nou beweeg. So God werk altyd. En dis hoekom ons sy ritme moet verstaan, ons moet sy tydsberekening verstaan, ons moet sy hartklop verstaan. Soos ons hartklop met sy hartklop kan sinkroniseer. Dan kom ons by 'n plek om te sê, okay my Here. En dan is wat hy vra ja. Here, maak nie saak nie. So my uitgangspunt en in die jaar wat ek geleer het, is Here, enige plek, enige tyd, enige iets. Om ja te sê vir dit. Here, enige plek, enige tyd en enige iets. Ja, dis mooi. So dink jy nie geloof en vrees kan soos coexist? Ja, geloof, die feit dat jy geloof het, vat nie die onsekerheid en die vrees heeltemal weg. En dit maak jy ook nie 'n swak of 'n slegte Christen nie. Dis inteendeel, ten spyte van die onsekerheid en die moontlikheid van goed wat om te sê, my Here, ek vertrou U in dit. Saterdag mense geen albei het nie geweet hoe die ding gaan uitwerk nie. So ek dink hulle was bang toe hulle voor daai vuur staan en hulle sê, God kan ons red. Maar al red hy ons nie, nog steeds sal ons nie buig nie. Ons sal God vertrou. En as ons by daai spasie en plek in ons lewe kan kom om te sê, ons weet nie wat in die toekoms gaan gebeur nie, maar God is my genoeg. En wat ook al kom, dis ook reg, Here. Ek wil vir met in terme ook van vrees, baie mense dink, so ek was eintlik op skool iemand wat nie gehou het van speeches sê of redenaars en ek het so weer ding wat gebeur soos ek sweer, dis seker kom ek baie soos ek raak angstig, my hele liggaam freak uit, ewen net om die onderhoud met Henny vandag te hê, soos ek voel angstig, so baie mense view my, ek staan nou op hierdie verhoog en ek praat nou vir mense en ek lyk so gemaklik en nie vreesloos nie, maar
dis glad nie die geval nie. Ja. Veral omdat ek probeer praatjies nie net, ek het nie 'n standaard enetjie wat ek net praat nie, ek gaan vertrou regtig die Here vir woord en dit is wat ek vir die mense wil bring. Ja. Dan baie keer dan praat dan die Here stil en hy is stil en dan so 'n dag of 2 voor ek moet gaan praat, dan sê Robert vir my, liefie, jy moet nou soos vir my sê, wat gaan jy sê? En dan sê ek wag op die Here. En ek dink ook om 'n ander tipe ding van is dit is ek het vrees. Dit is nie vir my baie keer as ek soos ek is bietjie onseker, maar dan moet ek ook vertrou en ek moet rus in Jesus, want dit voel vir my sodra ek dit soos pretend of ek dis bietjie geforseer of wat ook al, dan doen ek dit uit my eie krag uit. So ek het nou al geleer, dit is nie altyd maklik om vrees. Jy kan nie altyd vrees gaan jy altyd voel, maar daar is moontlik om met een kant toe te kan skuif en eerder te act op faith en te act in jou vertroue met God van hy gaan deurkom en die Here moet jou kom ontmoet in daai nood. So dis eintlik vir my ook 'n interessante ding van soos ek ervaar nog steeds vrees, even die goed wat ek wil aanpak, hierdie wat ons aangepak het, daar is fear in dit. Dit is soos ag, maar wat is dit nie? Wat is nie dit nie, maar dis ook om te vertrou. Die Bybel sê mos in Hebreërs 11 dat geloof is om te vertrou op dit wat ons nie kan sien nie, verstaan? En om die hele tyd net te weet as jy in die Here se plan loop, as jy hom soek met jou hele hart, jou hele siel, jou hele verstand, dan moet jy vertrou hy gaan jou bewaar. Jy gaan kan skuil in sy skare soos jy hardloop in jou roeping. En dit kom met jy het fear is human. Maar daar's net 'n ander ding as jou fokus reg is, as jou fokus op hom. So geloof is nie die afwesigheid van vrees. Ja, okay, wow. Geloof is juis ten spyte dat daar vrees is, vertrou dat die Here die uitkoms sal gee. So, dis mooi. Ja, so as ons in 'n plek moes ingaan waar die vyand teen jou staan, 'n bankroof of 'n gijslaarsdrama, was daar altyd 'n risiko. Maar jy gaan nog in teen, want jy weet die backup wat jy het as 'n regering, die opleiding wat jy gehad het, dit moet nou inskop. So God het ons voorberei. God het ons reg gekry vir dit wat jy moet doen binne in die koninkryk. En jy gaan in met daai vertroue dat hy met jou is, saam met jou is. En die uitkoms lê in sy hand. So, dis amazing. So ons gaan 'n bietjie afsluit. Ons het nou lekker gesels. Ek kry gereeld boodskapies soos op Instagram en Facebook. Ek gaan vir jou 'n vraag lees wat iemand vir my gestuur het en dan wil ek Henny vra my te help om hierdie persoon dalk raad te gee of wat sou Henny gesê het en ons kan 'n bietjie gesels daaroor. Sy sê hierso: "Hi Rachel, jou verhouding met Jesus is so mooi. Ek wil ook daardie eenheid en verhouding met ons Pappa God hê. Ek probeer regtig, maar ek val so baie terug in my angstige vrees. Dit hou my so terug met alledaagse dinge en ontneem my van geluk. Kan ek vir jou vir raad vra? Hoe kan ek God beter leer ken en nader aan hom beweeg?" Wow. So jy moet sê as ek kom weer lees, dit is nogal so groot. Ja, so die vrees en wat ek hoor by haar is sy het hierdie begeerte om hierdie verhouding met die Here te hê, want sy sien iets in jou verhouding met die Here. En dis iets waarna sy smag en iets wat sy wil hê. Nou heel eerstens gaan ons raad vas hoekom vrees sy? Wat is die vrees? Wat is die pyn wat in haar lewe gebeur het? Die onsekerheid. Hoekom is daar nie 'n vertroue nie? En baie keer kom dit uit die manier wat ons groot geword het, ons agtergrond. Soos daar baie pyn is en seer en onvergewensgesindheid en dit lê in ons, dan belemmer dit ons verhouding met God. En om te gaan kyk maar, Here, en vir God te vra, waar lê hierdie goeters? Hoekom is ek angstig? Wat is die goed? Noem die ding wat jou bang maak. Noem die vrees. Gee hom 'n naam en dan kan jy hom beklei. So om te sê, God, hier is die dinge wat my pla, hier is die dinge wat my seer maak, hier is die dinge wat my bekommerd maak, hier is die goed waaroor ek vrees of angstig is oor is, en openbaar dit. En dan tyd te spandeer met die in die woord. So om die Here se stem te hoor, moet jy hoor wat hy sê. So die eenvoudige maklike antwoord is lees jou Bybel en bid elke dag. En jy sal groei. Ons ken hy liedjie. Maar daar staan God ook prakties mense. Hy het liggaam om ons gesit. So kom in 'n kerk wat lief is vir die Here, wat gefokus is. 'n gemeenskap van gelowiges wat rondom jou kan wees, wat jy kan opbou, kan groei. Mense wat vra vir die Here om die regte mense oor jou pad te stuur, wat jy kan help, kan lei en kan disciple. En as jy seer in die proses vorentoe, dan gaan jy weer, gaan terug. Kom by die rep, soos 'n rugbywedstryd. Ek lees nou 'n boek van Craig Rochelle. Ek gaan eindig ook met dit, maar die boek se naam is The Benefit of the Doubt, nee. En ek het eintlik gister toevallig 'n stukkie gelees wat so mooi is. Hy sê, dis nou in Engels, maar hy sê ons spandeer ons hele lewe constructing our faith.
want kom ons sê ons word in 'n Christelike huis groot en ons construct ons feit, ons bou op 'n huis. As jy dit gebruik het as 'n vergelyking van 'n huis. Maar hy sê wat ons doen is, ons foundation het altyd krake. En dan vat dit een ding, soos 'n gebeurtenis, 'n hartseer, 'n trauma, onvergifnis soos jy gesê het, 'n vrees of 'n hartbreuk, wat ook al dit kan wees wat jou fondasie bietjie crack, nê? Dan vat dit een van dit. Dan wil ons hele feit deconstruct. Dan begin jy vra en al hierdie tipe goeders. En hy sê en almal het eintlik in hulle pad saam met Jesus in constructing this faith, even a crack in a foundation. En dit kan 'n opvoeding wees, dit kan 'n valse teologie wees, wat ook al dit kan wees wat 'n bietjie 'n kraak in jou fondasie gemaak het. So dis my mooi in die boek waar hy eintlik jou bewus maak van dit. Dat daar kan leaks wees. Daar kan goedjies wees wat jy baie keer laat. Maar hy sê wat sy raad altyd is when we're constructing our faith and there's a crack in the foundation and we deconstruct our faith, it's okay. Deconstruct your faith, but do it with the intent to reconstruct your soos jou geloofpad saam met Jesus. Want as hy baie mense doen nie dit met daai poging nie. En wat vir my baie keer moeilik is, ek gaan nou 'n bietjie rou wees op hierdie. Baie mense kyk en hulle soos bewonder my verhouding met Jesus. Ek is nie bang om oor hom te praat nie. Hy is in elke gesprek wat ek met enigiemand het en as daar mooi goed in my lewe gebeur, eer ek die Here in dit. As hy vir my finansiëel deurkom, ek is nie bang of iemand te sê, "Oh my hoorie, soos daai peanut butter moment met my kindertjie." Soos ek het nie peanut butter in my huis gehad nie. Ek het 'n gedagte met Jesus gedeel. Ek het skool toe gegaan. Hier kom 'n geskenksakkie in my klas in en ek maak hom op en al wat daar binne is 'n blikkie peanut butter en ek begin huil in my klas voor 25 kinders en hulle kyk hierdie juffrou so snaaks aan, "Mamma, jy okay?" En ek net in daai oomblik het ek getuig van God se goedheid. So dit gaan nie oor dat my geloof en my pad wat ek saam met Jesus stap vlekkeloos is en maklik is en dit is soos wat mense sien. Dit gaan net oor is daai rou en eerlikheid en ek sê vir die Here wanneer ek sukkel. Ek sê vir die Here wanneer ek ver van hom voel. Ek deconstruct gereeld my faith om te sien ook, Here, deurgrond my hart. Sê vir my wat hier binne is wat nie hier moet wees nie. Nader tot my, want ek wil tot U nader. En ek begee vir elke persoon daar buite om 'n verhouding met die Here so persoonlik te kan hê en almal het die ability en die capability om dit te kan hê. Dit voel net vir my soos die Here is hy so teen tasbare God, so teenwoordig en dit voel net baie keer vir my soos ek het net 'n geloof of 'n skuif in my kop gemaak, soos ek gee net die hele tyd soos vir alles in my lewe en elke gebeurtenis is God in alles van dit. En dit is hoe ek hom so deel gemaak het van my lewe. So as iets goeds gebeur, dan prys ek die Here daarvoor en ek gee die Here eer daarvoor en ek sal altyd sê, "Jog, die Here het vir my kom voorsien." Ek sal nooit sê, "Ja, en hy het vir my geld in gebank nie." Ek sal altyd sê, "Jog, die Here het vir my voorsien." Dankie, Henny, maar die Here het voorsien, verstaan? Maar as dit sleg gaan, dan dink ek ook, dan het ek 'n gesegde in my lewe wat ek altyd sê, "Trust that something is growing, because he will never prune you." So Jesus, he only cuts so that you can bear more fruit. So wanneer dit swaar gaan of sleg, dan sê ek altyd, "Here, dankie dat U goed is," want sy karakter verander nooit nie. Maar dan sê ek, "Okay, Here, wat wil U groei in my? Hoekom proon U my?" Dan raak ek eintlik opgewonde. Dan sê ek soos, "Wat's volgende?" Want ek weet met die Here, dit is baie keer dat ek ook al moeilike seisoene deurgegaan in my lewe. My hartoperasie, ek het hartbrekke gehad. Ek het nie 'n perfekte familie nie. Verstaan, soos daar's so baie goeders ook in my en my skool wat op skool gebeur en sulke goeders, maar dit was net hierdie konstante ding van om my hoop, my vertroue in die Here te sit. So dis baie keer moeilik as mense jou geloof so bewonder, want ek dink dat hulle dink dis vlekkeloos en is perfek, maar ek het ook al aangeleer en ek, "Jog, Here, hoor U my gebede, soos help en gryp hier in." En is net daai ding van om altyd net, wel dis hoe ek dit sien, en jy kan dalk verskil, maar net om altyd oop rou. Jy kan nie vir die Here jok in elk geval nie. Hy weet alles. En hy is net soos my vriend, hy is my God, my savior, my provider. Ek het dit nou geleer van dat ek bedank het dat God is my voorsiener. En is lekker om hom te vertrou om elke liewe een van hierdie karakters te wees en te sien hoe hy beweeg in jou lewe. So dit is ook net as ek so klein bietjie van my kant af kan sê, dis maar net, ek wil nie mense moet 'n vals persepsie hê van, "Joh, my lewe is agter mekaar nie." Dis hoekom ek Jesus nodig het, want dit is juist nie altyd nie. En ek vertrou maar net op hom. En baie keer moet jy die fondasie op die gebou uitdruk. As hy 'n swak fondasie het, help nie bou op daai fondasie. Christus sê ek is die foundation, ek is die fondasie. En dis waar bekering inkom. Dis waar hy sê, maar kyk, ek maak alles nuut.
So die oomblik wanneer jy jou lewe oorgee vir Christus, begin jy op 'n nuwe fondasie bou. So. En dis die belangrike ding om te sê, my Here, U is my lewe, alles. Alles. Enige tyd, enige Ek plek. weet ek kan dit net sê. Ek dink ons gaan sommer daar eindig. Soos enige plek, enige tyd, enige iets. Dis ja. Maar- Jesus. Ja, en dit was regtig lekker om jou hier te gehad het vandag. Dit is 'n voorreg en dankie vir alles wat jy in my lewe beteken, dat jy en ander my ook so ondersteun in my pad saam met Jesus en ek so opgewonde om jou weet te sien as jy my en Robert gaan trou. Baie dankie vir jou tyd. Jy moet veilig terugreis Calvinia toe Dankie. en sterkte met wat die Here in en deur jou nog gaan doen. Ek's opgewonde. Ek dink jy gaan nog tot 100 haal. En ek weet, ek sê dit altyd vir nie, maar jy het in my opinie soos duisende krone in die hemel. Ek weet dit gaan nie noodwendig vir nie daaroor wat ek wil nie, maar ek kan net dink hoe God smile oor soos ek kan ure aangaan oor wat Henny al in my lewe vir my kom wys het en die belangrikheid byvoorbeeld om 'n pad te stap saam met iemand. Jy het vir my gekyk en gesê ek sal jou onthou. Jy het my niks geskuld nie, niks. Ek het al soveel mense in my lewe gehad wat sê ek bel jou weer, ek nooi jou weer en hulle doen dit nooit nie. Maar jy het my onthou en jy het vir my gesê bel jy my 'n jaar later kom saam met Indië toe. En dit het net vir my iets gesê van jou karakter, van jy verstaan jou omgee hart en jy los nie net mense nie. En dis hoekom jy in elke dorp 'n vriend het en 'n slaapplek het. Ek sien jou plan. Maar baie dankie net vir wat jy in my lewe beteken het en beteken nog steeds en ja, ek waardeer jou. Ja. Rachel, dankie en dankie dat ek kon deel wees van my Hartklop so en mag hierdie podcast, jy en jou span mag dit groei en mag dit God verheerlik. Mag die droom en die plan wat hy oor julle het, mag julle regtig in dit instap en mag miljoene daardeur geraak word en die wêreld 'n beter plek gemaak word omdat julle sê ja vir Jesus. Amen. Dankie.